Kom ons wees eerlik. Bekommernis is blykbaar deel van die menswees. Ons is bekommerd oor ons gesinne, ons gesondheid, ons finansies, ons toekoms. Sommige nagte loop ons gedagtes vinniger as ons geloof en slaap word 'n vreemdeling. Maar in Matteus 6 vers 25 tot 34 praat Jesus reguit in die hart van ons angs. In vers 25 sê hy: "Daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink nie, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie?" Jesus sê nie ons bekommernis is onbelangrik nie. Hy nooi ons bloot uit om hoër te kyk, om dieper te vertrou. Wanneer ons bekommerd is, begin ons lewe asof God van die troon afgeklim het en ons oorgelaat het om vir onsself te sorg. Ons fokus word beperk tot probleme, nie beloftes nie. Ons fokus dan op wat verkeerd kan loop in plaas daarvan om te onthou wat nog altyd reg gegaan het in God se sorg. In vers 26 sê Jesus: "Kyk na die willevoëls. Hulle saai nie en hulle oes nie en hulle maak nie in skure bymekaar nie. Julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie?" Dink daaraan. Voëls sit nie snags wakker en beplan hulle volgende maaltyd nie. Hulle doen waarvoor hulle gemaak is. Daar word in hulle behoeftes voorsien. En Jesus sê verder: "Is julle nie meer werd as hulle nie?" Die God wat die vere van 'n mossie verf en die saad voorsien vir die kleinste snaveltjie, hy noem jou sy kind. Bekommernis sê vir jou dat jy alleen is. Geloof herinner jou daaraan dat jou Vader naby is. In vers 27 gaan Jesus voort: "Trouwens, wie van julle kan deur om te bekommer sy lewe met een enkele uur verleng?" Ons ken die antwoord. Natuurlik niemand nie. Bekommernis voeg niks by tot die lewe. Dit steel net vrede, vreugde en energie. Dit dreineer ons emosioneel en geestelik, maar verander niks fisies nie. Iemand het eendag gesê: "Bekommernis is soos 'n wiegstoel. Dit gee jou iets om te doen, maar dit bring jou nêrens nie." Maar Jesus bespot nie ons vrese nie. Hy nooi ons uit om dit uit te ruim. Hy wil hê ons moet sien dat ons angstige strewe niks bereik nie, maar om hom te vertrou, alles verander. In vers 31, 32 verskuif Jesus die fokus. Julle moet dus nie bekommerd vra: "Wat moet ons eet? Of wat moet ons drink? Of wat moet ons aantrek nie? Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het." Daar is diep vertroosting in daardie woord weet. Voordat die rekening opdaag, voordat die diagnose gemaak word, voordat die traan val, hy weet reeds. Jy hoef nie vir sy aandag te veg nie. Jy het dit reeds. Jy hoef nie sy sorg te verdien nie. Jy woon reeds daarin. Een wat die sterre opgehang het, ken jou storie van begin tot einde. In vers 4 en vers 33 sluit Jesus af met hierdie kragtige belofte: "Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal julle ook al hierdie dinge gee." Hy sê nie net vir ons om nie bekommerd te wees nie. Hy gee ons iets beters om op te fokus. Wanneer ons eers God se koninkryk soek, sy wil, sy doeleindes, sy teenwoordigheid, val alles anders op sy regte plek. Dit beteken nie dat elke probleem verdwyn, maar dit beteken dat ons dit met die regte perspektief in die gesig staar. Dieselfde hande wat die heelal vashou, ook jou môre vas. Ten slotte sê Jesus in vers 34: "Moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie." Met ander woorde, leef vandag met geloof. Hanteer wat voor jou is en vertrou God met wat buite jou is. Bekommernis leef in die toekoms, maar geloof leef in die hede. God se genade is altyd genoeg vir vandag. Nooit minder nie en nooit laat nie. As jy vandag deur bekommernis belas is, hoor hierdie waarheid. Julle Vader weet. Julle Vader gee om en julle Vader voorsien. Wanneer bekommernis fluister wat is, laat geloof ander. Antwoord: selfs al. Selfs al verloop dinge nie so beplan nie.
Selfs al word die pad moeilik, bly God getrou. Haal dus diep asem. Rus jou hart in sy beloftes en onthou die woorde van Filippense 4 vers 6 tot 7. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en met smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Amen.